Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Eendag wanneer die skyfie vertoning van jou lewe oor die skerm flikker by jou begrafnis, sal jy nie daar wees om die gekose oomblikke te sien nie. As jy vooruit beplan, kan jy dalk sê in watter foto's gebruik moet word, of watter stories vertel moet word, maar jy sal nie beheer hê oor hoe mense jou onthou nie. As diegene wat jou die beste ken, vandag gevra word om jou lewe te beskryf, wat sou hulle sê? Wat sou die enkele draad wees wat die kern van jou lewe bymekaar trek? Sou hulle sê jou familie, jou kinders of kleinkinders, jou kerk, jou geloof? Stop gou vir 'n oomblik en sê vir jouself, my lewe bestaan uit. Maak nou die res van die sin klaar. Jou antwoord sal heel waarskynlik in die volgende kategorie val. Dit wat jou kalender vul, vergaderings, afsprake en allerlei verantwoordelikhede. Wanneer jy vandag na jou lewe kyk, die een wat jy eintlik leef, nie die een wat jy hoop om eendag te hê nie, maar jou lewe op hierdie oomblik, soos wat hy nou ontvou, sou jy sê dat jou lewe 'n sinvolle lewe is? Jy sien, daar is geen skrifgedeelte in die Bybel waar God ons beveel om net besig te wees nie. Maar die woord praat baie oor om vrugtevol te wees en om goeie vrug te dra. Nou in 'n leeftyd leef sommige dalk langer as ander, maar ons almal het 24 uur per dag. En dit is verstommend dat sommige mense soveel met hul tyd kan bereik, terwyl ander mense absoluut niks met hulle sin doen nie. Ons is altyd besig, maar waarmee is ons besig? Wat het ons om daarvoor te wys aan die einde van die dag? Wat gaan ons kan wys aan die einde van ons lewens? Ons spandeer soveel tyd om die leer van sukses te probeer klim. Moet net nie jou hele lewe daaraan spandeer, om wanneer jy bo uitkom, uiteindelik te besef, dat jou leer teen die verkeerde gebou geleen het nie. Dat jy dalk dan gekry het, wat jy gedink het jy wou hê. Maar dit is nie eintlik wat jy wou gehad het nie. Moenie net besig wees nie. Maak seker dat wat jy mee besig is, ewigheidswaarde ook het. Lewe so, dat as Jesus vanaand vir jou sou kom, jy 'n nalatenskap agter sou los. Iets wat mense vir jare en jare nog kan help, nadat jy weg is. Soos die woord sê in Matteus 6 vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Here, ek kom vandag na U toe en vra vir U leiding. Maak asseblief my oë en hart oop vir die rigting wat U wil hê ek moet inslaan, sodat my lewe een sal wees wat vrugtevol is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.